IFSA, Prosperity in Progress. Frikkie van Loggenberg van IFSA kuier vanoggend weer by ons in die ateljee gesels baie oor beleggingssake. Goeiemôre Frikkie. Môre Franna. Nou ja, onlangs 'n begrotingsaankondiging is gemaak. Dink jy daar's punte wat misgekyk is? Fransjo, ek dink daar meeste van daai punte was aangeraak geweest, maar daar is soos een spesifieke gedeelte wat vir my uitstaan. En dit is die feit dat die laaste 2 jaar die belastingskale nie aangepas is volgens inflasie nie. En dit is my so 'n bietjie van 'n bekommernis, want dit beteken dat mense wat lewe van hulle beleggings en lewe van of daai inkomste, mense het nie eintlik 'n idee dat jy nou op 'n volgende belastingskaal is of wat jou belastingimplikasie gaan wees nie. So dis vir my 'n bekommernis wat 'n mens met 'n bietjie aan na kyk. Nou ek sien julle sê hierso net dat wanneer dit kom by jou netto opbrengs van jou beleggings, is dit belangrik wat belasting speel 'n rol en is dit 'n dryfkrag daar. Wat nog? So belasting, ons weet dit verminder jou totale opbrengs of jou netto effek. Een van die ander punte wat nou die netto effek affekteer nie, maar is inflasie. Inflasie wat jou koopkrag dan verminder op jou kapitaal. So as jy dit nie in berekening bring nie, dan is dit nog 'n situasie wat jou later van tyd kan aanvat. Die volgende ene is basies jou mark en ekonomiese situasie wat die mense ook glad nie beheer oor het nie. Ek meen as die mark positief is of negatief is, daar sentiment, daar's verskriklike ekonomiese drywe wat daar volgens gaan, maar dit het 'n definitiewe impak op die effek. En dan jou kostes van jou verskillende produkte en jou fooie wat 'n mens moet nou kyk. Daar's sekere produkte wat baie ek sou sê eksoties of by mekaar gesit is wat nie heeltemal voor die hand liggend is nie. En daar is platforms deesdae wat mense ook na gaan kyk wat baie goedkoper is. So 'n mens moet regtig waar gaan kyk wat is jou kostes. Kom ons fokus 'n bietjie op belasting as sulks, nê. Die uitwerking wat belasting dan op my belegging het en hoe gaan ek dit bestuur? So belasting het kan potensiaal baie groot impak hê. Dit kan 'n goeie beleggingsstrategie nie so goed laat lyk na die tyd nie. So jy het rente wat deel vorm van jou inkomste wat jou as jy belasting daarso betaal wat dit verminder. Dan jy kapitaalewins, dividendebelasting as ook jy het boedelbelasting. So as jy nou tot sterwe kom is daar 'n impak. En ons het spesifieke strategieë wat elkeen van daai punte kan aanraai wat jy miskien rente na kapitaal toe kan verander, want kapitaal word op 'n laer skaal belas en jou kapitaal kan jy weer dan uitskuif en die blikkie af in die pad skop en eers later daarop belasting betaal. So jou strategie wat jy onder beheer het is bitter belangrik. Frikkie, jy moet my help. Onthou nou net ek is 'n leek. Ek weet niks van al hierdie groot goed wat jy praat nie. Geef ons 'n rand en sent voorbeeld miskien. Fransjo, as jy gaan kyk, as jy 'n bietjie hier inkomste kry, 'n bietjie pensioen en jy het nou rente wat op jou bankbelegging nou inkom, kan jy baie vinnig na 'n 30% belastingkoers wat jy nou toe kan gaan. So as jy op 100 000 rand verdien en 30% gee nou vir die ontvanger, is dit 30 000 rand wat jy weggee. As jy deur 'n spesifieke strategie en meeste mense is daar geleenthede wat 'n mens jou belasting kan bestuur wat jy daai belastingkoers afbring na 18% is soos kapitaalbelas. Is dit 'n ekstra 12 000 rand per 100 000 rand fisies wat jy in jou sak het. Joh, dit is geweldige impak, né? En dit het op 100 000. Nou vat jy dit baie mense sit met baie meer geld. Presies. Genade. Okay, as ouens wil weet hoe werk hulle belastingskale en watter in hulle val en kan hulle kontak maak met julle netwerk? Asseblief doen so. Ek sê mos daar was altyd gesê daar's 2 dinge wat verseker is en die een is dat jy dood gaan, die ander is dat jy belasting betaal. So net die groot baas weet wanneer ons gaan doodgaan, maar belasting het 'n mens beheer hoor. So mense kan ons kontak en ons kan saam sit en 'n koffie drink en die sommetjies maak. Daar's nog 'n derde een, maar ons gaan nie om nou. Ons gaan nie om nou sê nie. Maak kontak met Frikkie en sy span by IFSA en jy's baie welkom om 'n SMS te stuur. Nou daardie nommer het so pas verdwyn hier op my skerm. Ek gaan hom nou vir jou kry en dan gaan ek vir jou sê wat is daai nommer? 48422 en die kontakwoord is of die kodewoord is kontak. Dan sê ons het hom. Kyk net die kontaktegnologie ons in die steek laat. Kom ek sê hom weer SMS die woord kontak na 48422. Onthou R1.50 per SMS en PS en fees geld.